Hallo almal, hierdie is ons eerste video vir graad 11 eksponensiële funksies. Maar voordat ek graad 11 kan doen, wil ek net 'n bietjie kyk wat het jy nou alreeds in graad 10 gedoen. In graad 10 het jy geleer dat die standaardvorm van 'n hiperbool, dis nie 'n hiperbool nie, die standaardvorm van 'n eksponensiële funksie is y is gelyk aan a b tot die mag x plus q. Dan het jy ook geleer dat q vir ons my asymptoot gee, want die grafiek beweeg op en af as gevolg van q. B het die vorm bepaal, dit kon of 'n dalende of 'n stygende grafiek gewees het, en A het maar bepaal hoe skerp die grafiek op of af beweeg. Nou, om jou net weer die basiese eienskappe van 'n eksponensiële grafiek te gee, gaan ek kyk na y is gelyk aan b tot die mag x, so ek het nie iets bygetel nie, ek het nie met iets gemaal nie, net b tot die mag x, en ja, hierdie is net hersiening, so ek het dit reeds geskets. Die twee sketse wat ek het, is die van f van x is gelyk aan 2 tot die mag x. Nou onthou jy, as die grondtal groter as 1 was, is dit 'n stygende funksie. So hierdie grafiek van f gaan 'n stygende funksie wees. En as die grondtal tussen 0 en 1 lê, met ander woorde, dis 'n breuk kleiner as 1, maar ons kyk nie na negatiewe grondtalle nie, dan is dit 'n dalende funksie. En dit is so vir hierdie funksie, want 'n half lê tussen 0 en 1. Dan baie belangrik, 'n eienskap van die eksponensiële funksie, is dat dit altyd 'n horisontale asymptoot het. So, anders as 'n hiperbool wat 2 asymptote het, een vertikaal, een horisontaal, het die eksponensiële funksie net 'n horisontale asymptoot. En die basiese een, dit is voordat ons q's gaan bytel, het die asymptoot altyd hier op die x-as. Kom ons teken die asymptoot hier in, en dan gaan ek hom net so bietjie uitvee, sodat hy 'n stippellyn kan wees. Daar is my horisontale asymptoot. Voordat ek begin op en af beweeg, is dit altyd op die x-as, en daarom het dit 'n vergelyking y is gelyk aan 0. Dan die y-afsnit, soos altyd maak ons maar x0, en 2 tot die mag 0 is 1, en 'n half tot die mag 0 is ook 1, so hy gaan altyd deur die y-as by 1, en sy x-koördinaat daar is 0. Die definisieversameling is altyd alle reële getalle, want kyk hier, dit gaan aan, en dit gaan ook daaraan oralster, so x kan enige reële getal wees, en dan die waardeversameling vir hierdie twee grafieke. Omdat die grafiek bokant die asymptoot moet bly, sal my y-waardes reële getalle wees, wat groter as 0 is. Nie groter en gelyk aan nie, want y gaan nooit 0 word nie. Goed, kom ons beweeg oor na graad 11. So nou gaan jou standaardvorm a mal b tot die mag x minus p plus q wees. Kom ons kyk gou-gou na elkeen van daardie. Die q skuif my grafiek op of af. Dit wat ons al in graad 10 gedoen. Die a maak hom net steiler of platter, ek gaan nie dit neerskryf nie. Wat nuut is vir graad 11 is hierdie x minus p. En ek dink teen hierdie tyd weet jy al, dat dit my grafiek links of regs gaan skuif. So,
maklikste is om na 'n voorbeeld te kyk, so ek wil die grafiek teken van f van x is gelyk aan 3 maal x minus 1 minus 6. Nou ons begin altyd met die asymptoot. Altyd. So, ons weet nou, as dit net die basiese grafiek was, sou die asymptoot hier op die x-as gewees het. Maar nou skuif ek my grafiek af met 6 eenhede. So my asymptoot gaan hier wees by y gelyk aan 6. En ek moet dit 'n stippellyn maak. Mens moet altyd die asymptoot aandui op jou grafiek, maar dis nie deel van die eksponensiële funksie nie, daarom is dit stippellyne. Goed, nou kan ek kyk na die vorm, en daarvoor kyk ek na my grondtal. My 2 is groter as 1, daarom weet ek die vorm gaan stygend wees. So iets. Goed, as jy nou hier kyk, dan gaan hierdie grafiek deur beide die asse, deur die x-as en deur die y-as. Kyk na sy vorm daar. So ons kan 'n y-afsnit uitwerk en ons kan ook 'n x-afsnit uitwerk. Nou ja, ek gaan nou net hier vir myself 'n bietjie plek maak. Dan werk ons gou die y-afsnit uit. Vir die y-afsnit maak ons altyd x gelyk aan 0. Dan kry ek y is gelyk aan 3 maal 2 tot die mag 0 minus 1 en minus 6. Dit gee vir my 3 maal 2 tot die mag min 1, wat beteken die 2 is eintlik onder die lyn. Daar is 1,5 minus 6 gee vir my minus 4,5 of minus 9 op 2, maar dieselfde ding. So dit is my y-afsnit. Dit beteken my grafiek gaan hier deur minus 4,5 gaan op die y-as. Goed, vir die x-afsnit, ek dink amper dat ek liewers moet skoonmaak voor ek begin. En ek gaan nou die x-afsnit uitwerk. Die x-afsnit, daarvoor maak ek altyd y gelyk aan 0, so dan kry ek 0 is gelyk aan, onthou die f van x is maar die y. 0 is dan gelyk aan 3 maal 2 tot die mag x min 1 min 6. Eerste ding is vat hierdie min 6 oor deur 6 aan elke kant buite tel. En nou sien ek my eksponensiële vergelyking hier. En natuurlik gaan ek met die 3 deel, want dis nie deel van die grondtal nie. So 6 gedeel deur 3 is 2. En 2 kan ek maar skryf as 2 tot die mag 1. En nou, omdat my grondtalle dieselfde is, sal my eksponente ook dieselfde wees. En dan vat ek hierdie 1 net oor en ek kry 2 is gelyk aan x. So die grafiek gaan daardeur. En ja, ek weet, dis nou nie 'n baie akkurate grafiek wat ek hier teken nie. Maar alles wat nodig is op die grafiek is daar. Jy moet altyd die y-afsnit hê, jy moet altyd die x-afsnit hê. Dit moet duidelik wees dat dit 'n geronde grafiek is wat nader na die asymptoot beweeg, maar nie aan die asymptoot gaan raak nie. Terwyl ons nou die voorbeeld nog op die bord het, kom ons kyk gou na die definisieversameling en die waardeversameling. So my definisieversameling is altyd my x'e, en vir 'n eksponensiële grafiek is dit altyd alle reële x'e. Die waardeversameling
is altyd my y-waardes, wat ook reële getalle is, maar as jy hier kyk, gaan hierdie grafiek die hele tyd bokant y is gelyk aan -6 bly, en my y-waardes word groter as ek opgaan, so bokant -6 beteken y is groter as -6.